Baie welkom by hierdie week se Kaap vol hoop hier by die bekende Windmeelkelder net so buite die Parel in die Bolandse wynstreek. Hierdie bekende kelder is so reg langs die R44 geleë en op 'n mooi herfsdag soos hierdie is dit 'n gewilde plek vir Kaapenaars en toeriste. In hierdie week se program gesels musikant Reinhard Kraus saam en Reinhard het gesorg vir topklas musiek. En dan gaan ek ook saam kuier by die maandelikse plaasmark wat al vir 15 jaar die eerste Saterdag van die maand by die kelder aangebied word. Ons gesels hierdie week met die bestuurder en keldermeester Dani Maree, wat ons meer van die geskiedenis van Windmeelkelder vertel. En wynmaker Jenna Higgins stel my voor aan al 2 vlaggenskap wyne, die Chenin Blanc Reserve en die Pinotage Reserve, en ek kry 'n kans om albei sommer so in die kelder te proe. Die maandelikse plaasmark is ook altyd baie gewild en ek ontmoet vir Rolien Schaaf en ons gesels oor stroopsoet lekkernye en ook die mooi van die Kaap. En dan vertel Albertus de Wet ons meer van al die kreatiewe braaitoerusting wat hy ook by die Windmeelplaasmark te koop aanbied. Maar eerstens gesels ek met musikant Reinhard Kraus. Reinhard, lekker om te praat, lekker om musiek te praat. Moet sê, is like jy maak lekker musiek. Baie dankie. Dis seker ook lekker as 'n mens daar so die mense in die oë kan kyk, die gitaar kan vat en net musiek maak. Ja, as dit jou passie is, dan is dit jou passie, so ek geniet dit baie. Ja, jy kan sing, jy kan skryf ook. Ja. Musiek maar altyd op die voorgrond, liefde, familie, Ja, van so 6-jarige ouderdom Ja. het ek my eerste gitaar gekry en toe besluit ek maar kom Ja. ons probeer dit op 6 Ja. en 'n paar drukke geleer en begin die ou Afrikaanse liedjies Ja. speel en soos jou Wolsie Visser en daai tipe goedjies. En op 18 het ek begin my eie liedjies skryf Ja. en ek het my eerste album op 23 uitgereik, my eerste Afrikaanse album en 3 jaar later toe nog 'n ene. Ja. En toe vat ek so 'n bietjie van 'n breek, familieman geraak, Ja. 2 dogtertjies en ek het getrou en toe besluit ek is so 10 jaar terug, ek gaan weer terugkom, maar ek kom terug op my voorwaardes. Ja. So ek kom nie terug as 'n Afrikaanse kunstenaar nie, Ja. maar as 'n country, want ek is verskriklik lief vir country musiek. Ja. Jy sal vandag gehoor het Ja, ek hierso, ja, ek is ja. baie lief vir my country musiek. En ja, en so gaan ek elke week 'n ander plek sien, nuwe mense. Heerlik, Dis ja. lekker. Dis briljant. Country musiek. Jy het Bellamy Brothers net nou gesing. Jy sing dit briljant. Hulle was in Winterhoor Stadium. Ons het daar gekyk. Daai klanke, dis moeilik om so te sing soos daai manne. En dit is dan klassiek, daai 80s, Dit- 70s. Dit is altyd, ek sê altyd vir die ouens, daar's min country het so verander. So daar's min mense wat eintlik nog die nostalgiese country Ja, gedeelte doen, so jou Don Williams en daai tipe mense. So ek noem myself in mooi Engels, soos hulle sê old school. Okay. Sê ek hou van Young old. There we go. So ek hou van my ou country liedjies. Ja, absoluut. Mense gaan nou nuuskierig wees. Kom ons luister gou, ek het so 'n stukkie afgeneem. Hoor gou hoe sing Reinhard briljant Bellamy Brothers, so 'n stukkie daarvan. Just meant to love, like a mountain stream and let the love roll with a smile. Nee, daai is topklas. Dankie. Well done. En jou liefde, jy het gesê jy's lief vir die 80s ook, maar jy kry ook inspirasie selfs van die manne wat so 'n bietjie harder musiek maak. Ja, ek doen, maar ek sê altyd ek gee my nie self uit as 'n rocker nie. Ek is meer diep. Ek hou van my diep liedjies. Okay. Jy sal vandag gehoor het ook teens Jordan. Dis briljant. dit is bly tot vandag toe sal mense vir my vra doen die liedjie, doen daai liedjie en as ek Afrikaans doen, is daar net een ou wat ek doen, dis teens. Ja, jy doen hom reg want jy sing dit so dryf. Nee, ek hou baie van dit. So dit is van Def Leppard tot aan die kant uit. Tot you name it. Dis soos 'n advertensie. If you harm it, I'll play it. Ja, met jy play it, so kry jy dat die mense kom op en sê vir jou sing hierdie, sing daai en dan probeer hulle die liedjie onthou, maar hulle noem vir jou eintlik woorde van die koor. Ja, ek het actually 'n baie funny storie oor daai. Ek het eendag baie lank terug 'n vertoning gedoen. Toe kom daar oom na my toe en hy vra vir my, "Maar kan jy vir my 'n liedjie sing?" En ek sê, "Ouma, wat 'n liedjie?" Hy sê, "Nee, die Hassie liedjie." Ja. Ek sê vir hom, "Ouma, die enigste Hassie liedjie wat ek ken is die een van El Debo." Ja. En ek sing vir hom is daai een, "Hassie, hoekom is jou ster so kort?" Ons almal ken daai liedjie. Ja. En die oom, hy sê, "Nee, is nie daai een nie." Hy sê, "Dis 'n ander liedjie." Ek sê, "Ouma, sing dit gou vir my." Hy sê, "Hassie,
a bad moon rising. Ja, nee, so hy het ja, maar jy kon hom ten minste dit weet. Ja, En ja. jy kon hom sing vir hom. Jy kon hom sing Oh, vir. dis lekker. Maar met die interaksies ook. Dis ek ook lekker. Jy ontmoet amazing mense. Jy gaan amazing plekke. Jy gaan na soos vandag hier so by Windmeel. It's 'n amazing dag. Die Kaap is mooi. Jy kom van die Kaap. Dit is eintlik lekker en Dis baie om te lekker. interact met die mense. Die een ding wat lekker van die Kaap is met al ons vertonings is dis family orientated. So is familiedag, ma's, pa's bring hulle kindertjies speel terwyl ons die ouers lekker Ja. vermaak. So dit Ja. is lekker. Dis die een ding van die Kaap is altyd 'n familie wat saam uitgaan en ek geniet dit baie. Ja, verseker. Maar wat dit spesiaal maak is Windmeel het briljante wyne, Wow. witwyn en rooiwyn. En die Kaap is vol goeie kelders, maar Windmeel is daarom uniek. Ek weet nie of jy rooi of 'n witwyn, maar hulle Shannon, ek weet nie wel die reserve al ons geproe het nie, Ek daai is barrel fermented. ek was altyd 'n rooiwyn ou, maar ek is so vir die afgelope 3 jaar het ek daai smaak van hy witwyn agtergekom en Nee, ek is met jou. op 'n warm dag moet so nie meer as 1 blokkie ys in nie, dan sê hom lekker hoor. Dis lekker. Hulle Windmeel se reserve, hulle Shannon Blanc reserve, is so groen labeltjie op. Hy is briljant. Hy's vir 'n hele paar maande sit hom op 'n barrel fermented op die Franse oak, so mens kan hom maar uitskel vir 'n wyn. Laastens ook hulle het wat Windmeel oulik gedoen het is met die waterblommetjie brede en die brood dan saam met dit. Dis 'n smaak eie in die Kaap nê. En jy wat in die Kaap groot geword het, dis 'n deel van nou so groot word. Korrek. Ek was as jy klein is word jy word geforseer om dit te eet en as jy klein is dan kom jy nie daai smaak agter hier tot jy ouer raak. Ja. En jy sien meer in jou ma se huisie, dan smaak jy dan na daai waterblommetjie brede want hy's lekker hoor. Hy is baie lekker. Dis 'n familieresepte wat hulle hom net perfek maak. Hy is heerlik. Is nou regtig. Dis waarom Sonja Herald 'n hart uitgesing het van waterblommetjies in die Boland. So laastens met 'n liedjie skryf, dis eintlik 'n blessing, is 'n talent wat 'n mens het om vermoed om daai wyse en die woorde bymekaar te sit. Jy het nuwe liedjies wat ook nou uitkom. Jy het al liedjies geskryf vir mense in Namibië selfs al. Ja, ek het 'n goeie vriend wat daar in Namibië bly, Joe Nicol. Ja. Ek het vir hom 'n liedjie geskryf, goeie paar jaar terug, is ek omtrent maklik 15, 20 jaar terug al. Ja. En hy's nog altyd daar. Ja. Hy tree nog altyd op daar in Namibië. So is lekker as ouens van ander plekke ook daarom sê maar ek was in die Kaap en ek sing nou in Namibië en ek het hierdie man het die liedjie vir my geskryf. So ja, is Dis wonderlik. Soos ons nou praat, is daar waarskynlik mense wat kyk in Namibië wat al van sy liedjies daar gehoor het en kom met jou pen uit. En dit is 'n voorreg, maar was jy al 'n bietjie in Namibië dan al rondgery? Nee, nog nooit Of nie. dis enetjie om te doen. Nog nooit. Dit is my bucket list. Dit is regtig waar. Val die gitaar saam, 'n bietjie waterblommetjies en maak waterblommetjies vir die mense. En 'n bottel wyn. En 'n bottel wyn van Windmeel. Voorreg om jou te praat, Reinhard. Baie Lekker dankie. en, briljante musiek. Jy gaan nou weer optree. Ek gaan dan die tweede ry sit en dit geniet saam met 'n lekker Windmeel wyn en baie dankie. Baie dankie hoor. Waardeer. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Welkom terug by Kaapvol Hoop waar ons by die Windmeelkelder net so buite die Parel kuier en Windmeel het 'n trotse geskiedenis van topklas wyne. En ek gesels verder met keldermeester Dani Maree. Ons het die afgelope klompie jare baie sterk gefokus op Pinotage aan die rooi en dan op Chenin Blanc, want dit is die twee cultivars wat werklik uitsonderlik presteer in ons streek, veral in hierdie gedeelte van die Parel ook. Ek dink ons doen besonder goed daarmee. Ons het ook baie goed gevaar daarmee by die Absa Top 10 kompetisies van Pinotage die afgelope klompie jare, ook by 'n paar geleenthede met Chenin. So ja, dit is die twee cultivars waarop ons fokus en dit aard net hierso, dit aard net besonder. Julle wynmakers sê wat hulle lekker lank pad stap
Julle het meer as een wynmaker, maar dit is belangrik dat dit mense is wat ook die wyn ken en wat ook 'n klomp jare al betrokke is. Ja, ek dink daai is baie belangrike punt wat jy aanraak. Die span, die produksiespan is baie belangrik. En ons is ook 'n voltydse wingerdboukundige in Anton Laas wat ook al 'n hele klompie jare hier by ons is. Ek dink hy's 17 jaar wat hy al met ons produsente werk en hulle ken hom goed en daar's goeie kommunikasie. So ek dink dis waar alles begin. Dan Abraham is ons senior wynmaker wat ook nou al vir 10 jaar plus hier by ons is en Abraham ook al baie lekker ingesettel by Windmeel en dan Jenna onlangs aangesluit as wynmaker en ons is ook baie opgewonde oor haar die feit dat sy deel geword het van die span. So hierdie met so ons het net begin 'n bietjie gepraat oor groot volume en as 'n mens groot volume baie fyn wil hanteer en baie moeite doen daarmee, dan het jy toegewyde mense nodig om wel te fokus daarop en so aan en dan kan jy suksesvol wees, ja. Ja, dankie Dani, en dis nou tyd om darm 'n wyn of twee te proe. En ek ontmoet wynmaker Jenna Higgins in die kelder so tussen al die wynvate. Dankie dat jy saamgesels. Eerstens is lekker vir jou seker 'n voorreg om by Windmeel betrokke te wees. Ja, dit is 'n baie lekker plek om te kan werk. Almal is soos familie hierso. Ek was nog nooit so gelukkig op 'n plek gewees, by 'n werksplek gewees het. So ja, dis 'n absolute voorreg om met sulke mooi druiwe en wyne ook te kan werk. Die jaar was amazing geweest. Ek is baie opgewonde om hierdie wyne nou te proe. Maar jou liefde vir wyn maak, waar kom dit vandaan? Van my ma af. Okay. My ma was altyd baie lief vir wyn geweest en van kleins af het my ma vir my gesê ek is te aandag afleibaar om heeldag in 'n lab te wil gaan sit want ek wou eers biochemie gaan swat het. Toe sê sy vir my gaan job shadow 'n bietjie in die bedryf, gaan spandeer 'n bietjie tyd saam met klomp wynmakers en wingerdboukundiges en ek was 17 jaar oud toe ek eers in 'n kelder ingestap het en dit was in Durbanville geweest. En ek was heeltemal verlief op die hele proses van dag 1 af en toe het ek gaan swat op Stellenbosch en my liefde vir die wyn het daarvan af maar net gegroei. Ek is nog steeds, ek leer iets nuuts elke dag, elke pars. Dit is amazing. Dit hou jou regtig op jou tone. Heerlik, en dit is almal voorreg om by soos 'n kelder soos Windmeel betrokke te wees want dis mense wat hulle lank tyd hier is ook en dit is goeie mense. Met Daniel en almal en die ander wynmakers met wie jy werk, Abraham ook en dis topklas mense, maar mens leer by hulle baie. Dis amper mentors. Hulle is definitief mentors. Dis juist hoekom ek hierso is. Ek het was altyd my doelwit in my loopbaan om so meer as moontlik te kan leer en ek dink hulle is regtig van die twee beste mense in die bedryf om by wie ek wyn kan leer en wyn maak kan verbeter en nuwe tegnieke kan leer en hulle is al baie lank in die bedryf so. Windmeel het briljante wyne en ons het vroeër gepraat toe noem ek een van julle wyne wat my ultimate gunsteling wyn is en toe klink dit vir my dit is een van jou gunsteling wyne ook. Dit is ek is baie trots dat ek kan sê ek en 'n wynmaker het saamgestem oor 'n smaak. Ek is lief vir 'n Barrel Fermented en dis juist hierdie Windmeel. Dis 'n goeie produk en wat maak hom so uniek? Eerstens, want ek het hom nou geniet as 'n verbruiker, maar jy ken sy samestelling bietjie beter. So hierdie wyn kom van bosstokke af, wat Roland is. Dit is Old Vine certified, so ons is deel van die Shannon Old Vine Project in South Africa. En die wingerd is 51 jaar oud, so dit is meer as half a century. Dit bosstokke, as ek van bosstok praat, almal dink is so klein dingetjie. Daai bosstokke is amper so groot soos wat ek is. Dit is baie hoog. Dit lyk amper soos 'n woud as jy in sulke ou wingerd instap. En die manier op hoe hierdie wyn gemaak is ook uniek, want ons glo hierso die terroir moet deurkom. So ons wil nie te veel karring aan die vrug wat die druiwe vir ons gee nie. Ons werk saam met die vrug. En die tipe hout wat ons gebruik en die hele proses wat ons volg, deur daai proses wil ons regtig net die vrug en die oorsprong van die druiwe beklemtoon. Absoluut. So hy is regtig 'n parel Shannon. Hy's 'n prima Shannon vir my en dit is Windmeel se Shannon Blanc Reserve. Wat lekker is van ons streek is Parel het baie berge en as gevolg daarvan jy kry baie koeler aande en baie warmer dae. En in die rypwordingsproses jy soek dit eintlik want dit is actually wat vir jou al daai vrug en balans in die wyn inbring en in die druiwe inbring.
Jy kry baie vanillegeure wat deurkom van die Franse eikhout wat ons gebruik, maar nie so baie dat jy nie al die vrug kan kry nie. Ons baie appelkosies en perskes wat hierso deurkom. En jy kry baie van daai steenvrug eienskappe. Die suur is ook baie mooi in balans. En jy sal sien ons gebruik bietjie ouer vate. Daar is 1 of 2 nuwe vate hierso, maar weer eens dit is om die vrug in die wyn te beklemtoon. Ons wil nie die vrug wegsteek met te veel hout nie. Wild and free, so it feels so sweet, makes me feel like Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Step into the world of sports with SportRap TV, your ultimate destination for everything from breaking news and local highlights to in-depth interviews and behind-the-scenes stories. We feature a variety of shows covering football, athletics, motorsport, lifestyle, and more. Whether it's local competition or international events making headlines, we've got you covered with the latest updates, expert analysis, and exclusive insights from Namibia and beyond. Join us as we celebrate our athletes, explore their journeys, and bring you closer to the action every day. Catch all the action on SportRap TV and online at oneup2.com. Stay connected, stay inspired, and never miss a moment of the game. Ons is terug by hierdie week se Kaap vol hoop hier by die Windmeelkelder in die pragtige Bolandse wynstreek naby die Parel en Wellington. Nou ek gesels verder met wynmaker Jenna Higgins en sy wys vir my die vate waar die Chenin Blanc Reserve wyne verouder en dan proe ons ook die Pinotage Reserve rooiwyn. Jenna, hier is ons nou by die vate. So dit is die regte egte vate waar die wyne van gemaak word, maar jy het nou sommer jy sê mense kan dit selfs proe ook. Yes, en ons gaan 'n wyndief gebruik. Ons noem hom 'n wyndief want as jy hom so indruk. Hy steel die wyn uit vroeër nog voor hy gebottel is. Yes, presies. So dit is die 2025 Chenin Reserve. Hierdie wyn is nog baie jonk. Wow. Maar dis maar net 'n voorsmaakie van Hy word nou later vanjaar gebottel as die 2025 Reserve en die potensiaal is daar dat hy een van die beter dalk kan wees. Ons hoop so, ja. Cheers. So gaan hy baie naby wees aan hoe hy moet smaak aan die einde. Het hy nou so klein bietjie rustyd nodig. Hy het baie nog lekker so, gee. ja, hy het nog so klein bietjie rustyd nodig. So hy lê op sy gismoer. En die gismoer laat manneproteïene vry in die wyn en dit laat die wyn baie sagter voorkom. So hy moet nog bietjie lê, bietjie van daai proteïene. Ons noem dit as 'n wyn lank moet lê en as jy verskillende komponente bysit, dat die wyn nog moet trou. Okay, so daar's nog so klein bietjie van 'n bekleierery tussen die komponente. Hy moet nou eers trou en eers rustig raak. So hy moet nou eers bietjie lê en dan na 'n paar maande, kom ons sê so 10 tot 12 maande, ons haal hom uit die vate uit en dan gaan dit in 'n tank in en dan rus dit weer so klein bietjie in die tank in. So dis amper na die honeymoon phase. En dan gaan dit bottel toe. Wow, ek kan hom nou al, jy kan nou vir my liters hiervan gee. Dis briljant en wel gedaan. Jou hand is ook hier in en dit is 'n trotse produk. Dankie. Ja, dis nou 'n unieke bederf om die 2025 Chenin Blanc Reserve sommer so uit die wynvat te kan proe. Dit is 'n kampioenwyn wat daar op pad is en kyk maar uit vir hom. Het tyd om ook nou die Pinotage Reserve rooiwyn te proe. Rooi, jy is ook hier net dit nie altyd briljante rooiwyn hè. Maar dis die lekkerste mens bied vir die sê maar die besoeker hierso verskeie opsies.
Yes, en Windmill is juist bekend vir sy pinotage. Ons is nou al 'n paar jaar in die absolute top 10 vir pinotage. En die Pinotage Reserve is Abraham, ons rooiwynmaker se babatjie. So ons gaan hom nou proe en ek hoop jy gaan hom geniet. Ja, nee verseker en wat sal hom tipies maak? Ek gaan slonk 'n slukkie vat en dan kan jy vir my vertel waarna ek kan uitkyk en wat hom uniek maak. So hierdie wyn het vir my tannine wat amper so suede is. Dit is super sag. Wow, Baie approachable, baie user friendly. Sure. Maar daar is tog diepte daarso en baie lengte. So jy sal baie moerbeye op hierdie wyn kry, baie aardbeie en dan so klein bietjie van jou donker sjokolade eienskappe. En ek dink daai rooibessie eienskappe is maar tipies van pinotage. Ja, hy's sag. Ek wil sê en saam met die Chenin Reserve en hierdie pinotage, hoef mense in die Kaap eintlik nie vreeslik meer wynopsies op jou rakke te hê nie. Hierdie is absoluut briljant. Ek het nou lanklaas een geproe wat so en hy sag is eintlik die woord nie. Daar's ietsie in hom. En julle het baie mense wat hiernatoe kom na die keller en hier kom wyn koop. Proe ook, jy het 'n wynproe. As jy nou weer se draai kom maak en ry af op vakansie jou, kan jy inkom en hulle kan jou ontmoet ook eintlik. Jy kan hulle vertel wat die wynopsies is. So ons het 'n gewone reeks wat die Windmill reeks is, wat bietjie meer van die entry level reeks is. Met baie meer fruit forward en easy drinking wyne en dan het ons die reserve reeks wat bietjie voller is, bietjie meer van 'n, kom ons sê jy sit 'n lamsbout op die tafel tipe wyn. Absoluut, ja. Adjena, is so lekker om saam met jou te kuier. Dit is 'n voorreg, lekker om jou passie te sien vir die wyne eerstens en julle het briljante produkte. Ek kan al die Namibiërs ten sterkste aanraai. Kom maak asseblief 'n draai by Windmill, sal nie spyt wees nie, maar dankie vir jou tyd. Cheers. Welkom terug by Kaapvol Hoop hier by die Windmill Wynkelder se plaasmark. Die mark is die eerste Saterdag van elke maand en behalwe topklas Windmill wyne kan besoekers ook 'n verskeidenheid stalletjies besoek en ook heerlike tradisionele Kaapse kos geniet. Ek gesels met Rolien Skaaf wat ons voorstel aan na heerlike stroopsoetprodukte. Altyd lekker by 'n markie, een van my gunsteling plekke ooit. En jy het briljante produkte, maar eerstens by Windmill se markie, dis 'n spesiale markie nê, in die hartjie van die Boland. Ja, dis baie lekker. Ek dink wat hom baie lekker maak is die feit dat dit 'n platteland georiënteer is. Dit is nie 'n tipiese stadsmark nie. So En jy begin in die Boland ook. Jy ken die Boland, jy ken die Kaap, jy is stil in Bosveld, maar jy ken ook Namibië, jy ken Windhoek. Mense sê hy herinner jou so 'n bietjie van die markies in die Kaap, ag in Windhoek. Ek het in Windhoek by die Windhoek se boeremark was ek betrokke geweest en dit is vir my baie dieselfde atmosfeer, so op 'n kleiner skaal, maar dit is baie dieselfde vibe. Jy weet, so dis regtig lekker. Gesellig, warm, nie te opgesmuk nie, net lekker plattelandse mense. Okay, dis lekker. Ja. Kry ook baie verbintenisse tussen die Boland en Windhoek of Namibië. Ja. En baie mense wat hier kom kuier natuurlik, veral in die tyd van die jaar. Definitief. Vakansietyd en dan kom hulle uit en wyn ook. Het jy 'n palet vir 'n wyn? Ek is baie lief vir 'n wyn. Ek het groot geword met 'n wyn. My pa het wynkelders ontwerp, so ek weet dit was in my bloed, wil ek sê. Ek het dit weet. Hy's 'n landbouingenieur, so hy het baie van die hy was betrokke by hierdie kelder ook. Ja. Dis baie significant dat jy ook kan spesiaal. Dit is lekker. Baie briljante wyne. Is in die Boland Rolinas nie so rondry, dit maak dis mooi. Kyk, elke deel van die wêreld is mooi, Namibië is uniek mooi in alle komponente, maar hierdie berge en as ons kyk na die winde hier rondom, dit is so spesiaal. Is pragtig. En nou met die herfsttyd dit is net so mooi, die verkleuring van alles en so. Dit is regtig, elke seisoen is baie mooi hierso. Ja, absoluut. Ons het jy het briljante produkte, maar dis stroopsoet. Ja. Dis die mooiste naam ooit. Ek kan nie jok nie, hulle is soet. Dit is stroopsoet. Ek het so twee van hulle hierso wat vir my gunstelinge is. Is die dadelblokkies of die dadelballetjies hier in die kies? Dadelballetjies en dan natuurlik moet 'n mens koeksustertjie. Dit is dan altyd 'n wenner. Ja. En die mense geniet dit net. En dit is altyd net om so ietsie hê om aan te eet. Ja, nee. Ek het al gedink mens moet so 'n koeksuster en wine pairing ook begin iewers, né? Dink ek moet na 'n landgoed toe gaan en dit gaan uitprobeer met 'n
bietjie onderhandel. Dis actually by Windmeel sommer begin. Ja. Hulle sê maar dan moet 'n rooi wyntjie of 'n Dis reg. miskien 'n rooi wyntjie waarskynlik. Die witwyn is dalk die Dieselfde soet. Ja. Sal ons soet maak. Ja. Maar so lekker om dit te gesels. Ja. En geniet die Kaap, die Kaapse Baie braaie dankie. en laastens die program is Kaap vol hoop. Is die program se naam. Alles rondom mense. Soms sit mense opdraand en soms is hulle afdraand. Dis reg. Dit is maar die lewe. Dit is so, daar is nog baie hoop. Nee, daar's nog baie hoop en wat lekker is as mens hier ook kom by die mark is dat 'n mens ook met jou kliënte 'n bietjie kan gesels en die lekkerte van 'n goeie Saterdagoggend net kan beleef in mense se ontspanning en hulle vreugde. Jy weet so. Dankie vir jou. En stroopsoet, ek gaan nou verseker gaan Jy gaan nou moet eet. Komplimenteer. Ek sal van eksperimenteer. Probeer met die rooi wyn. Ja, dankie Rolien en jy het beslis die lekkerste bederfprodukte op jou stroopsoet tafel. Nog 'n uitstaller is Albertus de Wet wat al baie jare sy braai en staalprodukte uitstal. Hy vertel meer. Ja, ons is al ons derde jaar wat ons al hier betrokke is vir die mark. Ja, en ons is baie bly om hier in te gekom het. Jy het briljante produkte en miskien wys hoe van wat jy het. Dit is stainless steel meestal, Die meeste van is stainless steel, ja. Hier is byvoorbeeld 'n blikhoender. Ons het sommer 'n ysbak het ge-upcycle wat sommer nou die dop gaan raak, wat jy bo sit, waar jy kolletjies so goed sommer gaan opsit en dan hy geloop gewoonlik so 2,5 ure, dan is hy gaar. Hierdie is 'n multi-stand wat vir sy rib, daai oortjies is vir sy ribstand. So jy kan ribstand daar braai. Jy kan gewoonweg plat braai met die adjustable hoogtes. En die voordeel daarvan is hy kan nog opvou ook. En daar sê die baie produkte upcycle. Soos daar's byvoorbeeld 'n in, dan het ek die gaatjies toegemaak en dan maak ek van hom ook 'n blikhoender soos hierdie ysbucket gebruik het. En partykeer sal koop ek stukke afvalpyp en goed om te probeer om 'n goedkoper produk op die mark te sit. Vir almal wat hierso kom. Soos ja, dit maak dit baie goedkoper en dit nog steeds aantreklik. Dit lyk nog steeds soos 'n splinte nuwe ding as hy klaar is met hom. En daar's 'n groot verskeidenheid en mense kan lekker braai. Alles wat jy by die braai kan doen. Ons het van 'n braaitang, kolekrappers, kolegrafies. Ons maak varkstertjies. Soos ja, pizza spane, driehoeke, daar's die multi-stands, kolemakers, kolebakkers soos ons maak enigiets wat daar is. En Windmeel is 'n briljante plek. Dit is lekker. Dit lekker wyn, maar is 'n briljante plek. Awesome plek, baie lekker mense en ons ontmoet elke keer baie lekker mense hierso en ons gesels elke keer met al ons kliënte en daar's baie kliënte wat vir jou vra, kan jy spesiale goed vir hulle maak en dan maak ons dit vir hulle. Soos ja, Windmeel, dit gaan nie altyd net oor die verkope hier nie, maar daar's altyd na verkope van Windmeel Keller af. Ja, dankie Albertus en jou produkte sal enige braai komplementeer en dit was nou 'n topklas kuier by Windmeel Wyne. Kwaliteit mense met kwaliteit produkte. Beslis 'n wynkelder om te gaan besoek en kyk uit vir hy maandelikse plaasmark. Dis 'n spesiale kuierdag en tot volgende week. Groete uit die Kaap.